Vir 3,5 jaar stap hulle saam met hom. Vir 3,5 jaar sien hulle hoe dat hy water in wyn verander. Vir 3,5 jaar sien hulle hoe dat hy op die water loop. Vir 3,5 jaar sien hulle hoe dat hy met 'n paar visies en 'n paar brode 'n menigte kan voed. Hulle ken hom in die grootheid van sy krag. En die dag staan hy voor Pilatus. Almal het in die tuin weggehardloop, behalwe Petrus en Johannes. En die skrif sê, hulle volg hom van ver af, terwyl hy gelei word na Pilatus toe. En Pilatus vra vir hom, is u die koning van die Jode? Petrus het by die vuur gaan sit. Johannes het die manne moed gehad om in te gaan, daar waar hy ondervra word. Die skrif sê, hy antwoord nie, maar hy kyk na hulle. Hy sê, vra hulle, wat saam met my elke dag was. Nie een antwoord nie. Nie eers Johannes antwoord nie. Almal los hom. En almal indirek verloon hom. Nie net Petrus nie. Almal indirek. Petrus, Johannes en Jakobus wat saam met hom op die berg was en sy heerlikheid aanskou het, op wie die kerk se fondasie, op die apostels, op die, hoe sal ek dit maar stel, wat die hoofde van die kerk was, het niemand die oortuiging van sy gemoed gehad om te sê, hy is die koning wat sou kom nie. Niemand van hulle nie. Want hulle het nie die oortuiging van hulle gemoed gehad nie. Ten spyte van die feit dat hoe hy aan hulle gedemonstreer het, hoe die koninkryk van God werk. Ek wil vanmôre my teksvers gebruik in die boek van Handelinge, en ek gaan Handelinge 9 vers 6 gebruik, en ek gaan ook vers 15 gebruik. Handelinge 9 vers 6 en vers 15. Handelinge 9 vers 6 en vers 15, ons almal ken dit. Dit is die ontmoeting van Paulus op die pad van Damaskus, waar die Here hom ontmoet. Hy sê in vers 6, en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Here, wat wil jy hê moet ek doen? Ek wil dit vanmôre van daai kant af vat. Ek kan my indink die gesprek wat tussen die Here en Paulus moes plaasgevind het. Want dieselfde scenario speel hom af as wat afgespeel het voor die kruisiging. Dieselfde scenario. Paulus, ek het jou nodig, want hulle, aan wie ek opdragte gegee het, het nie die manne moed, of die oortuiging van hulle gemoed, om die boodskap
in sy volle sin uit te dra, soos wat ek dit aan hulle gegee het nie, en ek het jou nodig. En Paulus sê, maar Here, wat wil jy hê ek moet doen? Ek was onder die indruk, Here, ek het alles vir God gedoen, wat ek geleer was om te doen. Ek het alles uitgelewe, in die volle sin van die woord, om te doen wat ek gedoen het, of wat ek gedink het, vir God die beste sal wees. Wie is jy, Here? Ek ken jou nie. Wat wil jy hê moet ek doen? Ek het dan vir God alles uitgelewe. Wat wil u hê, my Here? Wat wil u hê? Wat wil u hê moet ek doen? En die Here sê vir hom, gaan na die stad toe, en daar sal ek vir jou sê wat jy moet doen. Paulus se eerste ontmoeting met die Here. Maar ek wil hê, jy moet dit vanmôre koppel aan wat plaasgevind het voor die kruisiging. Kom ons blaai na, of kom ons lees vers 15. En ons weet dat die Here stuur vir Ananias, en Ananias moet met Paulus gaan praat. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Paulus, ek het geroepenis. Ek het mense spesiaal aangestel as my apostels om die volle boodskap uit te dra. En hier sit ek vanmôre as hulle skepper, hulle saligmaker en hulle verlosser, en hulle dra die boodskap nie in sy volle sin uit nie. Paulus, ek het waaragtig nodig dat iemand die volle evangelie moet verkondig, soos wat ek dit bepaal het, en soos wat ek wou gehad het, dit moet uitgelewer word. Maar Paulus, sien jy kans vir dit? Sien jy kans vir dit? Want hy sê, ek gaan in jou alles toon. Ek gaan aan jou alles toon, wat jy vir my naam moet deurmaak. Maar Paulus onthou net een ding. Toe ek voor die gereg staan, het al my uitverkorenes my verwerp. En onthou hierdie ding, Paulus, jy sal moet weet, die dag as jy met die volle evangelie na hulle toe kom, het ek vir jou net een raad. Hulle gaan net soos wat hulle my teëgestaan het, dit nie aanvaar nie, hulle gaan jou ook verwerp. Sien jy kans, Paulus? Ja, Here, ek sien kans. Hy sê, want Paulus, ek wil hê, in die jaar 2026 gaan daar mense wees, wat nie besef, hoe diep my liefde gegaan het nie. En ek wil hê, Paulus, jy moet weet, jy gaan tronk toe. Ek wil hê, jy moet weet, jy gaan vir die leeu's gevoer word. Paulus, ek wil hê, jy moet weet, die kerk gaan jou teëstaan. Ek wil hê, Paulus, jy moet weet, die oomblik as jy met die volle waarheid gaan kom, gaan jou grootste vyand die kerk wees. Sien jy kans? Ja, Here, ek sien kans. Ja, Here, ek sien kans. En ons weet, sy bereidheid, het dit vir my en jou vandag oopgemaak van wat die evangelie in die ware sin van die woord is. So God moes hom spesiaal uitroep, terwyl hy apostels aangestel het, moes God hom spesiaal gaan haal, en sê, Paulus, ek weet jy's 'n geleerde man, ek weet jy het aan die voete van Gamaliel gesit, ek weet jy's 'n fariseer van fariseërs, jy's die beste wat die Ou Testament kon oplewer. Maar is jy bereid om die volle evangelie in sy ware sin te vat? Is jy bereid daarvoor? En hy sê, Here, stuur my. Stuur my. En die Here sê vir hom, Paulus, ek gaan nie net een keer aan jou ek gaan 'n paar keer
aan jou verskyn. Want dit wat ek aan jou gaan vertel, of dit wat ek vir jou gaan wys, of dit wat ek aan jou bekend maak, wat ek jou gaan openbaar, gaan so geweldig wees, dat die oog het dit nie gesien nie. Die oor het dit nie gehoor nie. Dit het in die hart van die mens nooit opgekom nie. Ek het dit van 40 dae lank gevat, na my terugkom, om vir my apostels dit te vertel, en hulle glo dit nie. Is jy bereid om dit te vat? Is jy bereid? Sal jy my hart kan uitdra aan die mense in die jaar 2026, in die jaar 2030? Sal jy bereid wees om op skrif te stel, as ek jou in die tronk in laat beland, om dit op skrif neer te sit, sodat hulle kan weet wat ek vir julle instoor het, wat hy vir my en vir jou instoor het. Paulus, is jy bereid om dit te doen? Ja, Here. Paulus, daar gaan vir jou, hulle gaan jou met stokke slaan. Paulus, hulle gaan jou met sweep. Paulus, hulle gaan jou laat, jy gaan 'n dag en 'n nag op die diep waters deurbring. Hulle gaan jou Rome toe stuur. En uiteindelik in Rome gaan jy jou kop verloor. Maar jy gaan onregverdiglik jou kop verloor. Dit gaan nie vir die evangelie wees nie. Dit gaan vir iets anders te wees waarvan jy vals beskuldig sal wees. Maar Paulus, ek wil hê jy moet 'n evangelie neerlê in die skrif of opskrif stel, sodat die mense vir die jare wat kom nog steeds sal weet waaroor dit gaan en nog steeds dit sal uitdra en kennis neem daarvan. Nou ek wil vanmôre vir jou vra, toe Paulus sê, ja Here, toe sê die Here, okay Paulus, kom ek en jy, stap 'n pad, en kom ek sê vir jou, wat ek eintlik in gedagte gehad het. Toe ek daai prys op daai kruis betaal het, het ek eintlik iets in gedagte gehad. Net om 'n bietjie dit te bevestig van wat ek nou sê, blaai saam met my na die boek van 1 Timoteus toe. 1 Timoteus, hoofstuk 1, en ek gaan vir u vers 15 en vers 16 lees. Ek gee vir u 'n lang inleiding, totdat ons by die punt kom. Voordat ons by die doel uitkom, waarvoor hom geroep het. En hoekom Paulus anders was as die ander apostels. Hy sê in vers 15, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Jesus Christus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, luister wat die skrif sê, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Kan jy sien hoekom God Paulus uitgekies het? Spesiaal? Die sondaar van sondaars, maar Willem, hy was dan 'n fariseërs van fariseërs. 'n Sondaar van sondaars, wat kinders van God uit hulle huise uitgesleep het en doodgemaak het, vir waarvoor hy staan. En die Here sê vir hom, jy is vir my 'n uitverkore geslag. Hy is vir my 'n uitverkore werktuig, 'n sondaar van sondaars, waar hy al sy lankmoedigheid kon betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo. Met ander woorde, ek kan die evangelie van hierdie punt afvat. Willem, voor dit was daar nie so evangelie nie.
En daarom Paulus, luister, ek het jou van die moederskoot afgeroep om my seun in jou te openbaar en ek het jou laat opgroei in hierdie godsdienststelsel, sodat ek vir jou 'n voorbeeld kan stel, of jou as 'n voorbeeld te kan stel vir die wat in my sal glo, wat na jou sal kom. Wat na jou sal kom. Met ander woorde, Paulus, is jy bereid om vir hierdie evangelie jou doodvonnis te skryf, sodat hulle wat na jou sal kom, die lewe sal hê? Ja, Here. Paulus sê, ja, Here. En daarom kon God hom roep. Paulus, ek weet van waar jy kom, maar ek weet wat ek vir jou in gedagte het. En so sê hy vanmôre vir my en vir jou. Ek weet wat ek in gedagte vir jou het, maar sien jy kans vir dit wat ek in gedagte het. Paulus begin in 1 Korintiërs, kom ons gaan daar na 1 Korintiërs hoofstuk 4 toe. 1 Korintiërs hoofstuk 4, ek gee vir jou so 'n bietjie agtergrond. 1 Korintiërs hoofstuk 4 en ek gaan vir die vers 1 lees. Kyk na Paulus se sienswyse. Hy sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van God en bedienaars van die verborgenhede van God. Stop net daar. Ander woorde, God gaan Paulus wys wat nooit voorheen bekend was nie. God gaan vir Paulus wys wat nooit voorheen bekend was nie. Want sy apostels aan wie hy dit gewys het, wou dit nie uitdra nie. En hy sê, so moet ek dan beskou word as 'n dienaar van God en 'n bedienaar van die verborgenhede van God. Goed wat vir jou in hierdie tyd waarin jy leef, verborge sou gebly het, as God vir Paulus nie geroep het nie. Dankie Here vir Paulus. Dank God vir Paulus. Hy sê, en daar's dinge dan Paulus, wat ek wil hê, jy op skrif sal moet stel, om vir die mense bekend te maak. En as jy dit nie gaan doen nie, Paulus, gaan ek niemand anders te vind om dit te kan doen nie. Sien jy kans daarvoor? Sien jy kans daarvoor? Ja, Here, ek sien kans. Ek gaan vir jou 'n klomp goed wys, Paulus. Ek gaan vir jou 'n klomp goed wys, en jy gaan dit neersit. Die kerk gaan vir jou sê, jy's vals. Die godsdienstmense gaan vir jou sê, jy's mislei. Die godsdienstmense gaan vir jou sê, jy verkondig 'n evangelie wat van die duiwel afkomstig is. Hulle gaan vir jou sê, dit wat jy nou doen, of dit wat jy sê, is nie die waarheid nie, jy's 'n werker in die hand van die duiwel. En die godsdienstmense, en selfs die apostels, gaan jou verwerp en teëstaan, net soos wat hulle my op my dag van veroordeling teëgestaan het. En nie 'n woord gesê nie. Hulle gaan jou teëstaan. Jy sal uitgekruid word, Paulus, as die grootste leenaar op 2 voete. Weet jy dat daar vandag 'n tendens is van die kerk om al die boeke van Paulus uit die Bybel uit te verwyder? Weet jy dit? Dat die kerk sê, Paulus verkondig 'n evangelie wat Jesus nie verkondig het nie. Paulus verkondig 'n evangelie wat die apostels nie verkondig het nie. En daarom wil hulle sy boeke uit die Bybel uithaal. Omdat hulle nie die manne moed het om met die gees van God te praat, sodat die
openbaring van God in sy eie gees kan plaasvind nie, vat hulle soos die apostels die maklike weg uit en sê, ek weet nie. Presies dieselfde, Paulus, hulle gaan dit met jou doen. Ek wil hê jy moet dit voor die tyd weet, hulle gaan dit met jou doen. En hulle gaan vir jou sê, Paulus, jy het nooit van God gehoor nie. Christus het nooit aan jou verskyn nie. Jy het nooit gehoor wat die Gees van God vir jou sê nie. Jy was blootgestel aan misleiding, en dit is waarmee jy vasgevang is, en dis waarvoor jy hier dan hierdie goede verkondig. Hulle gaan vir jou sê, dit was nie God nie. Dit was nie Jesus wat aan jou verskyn het nie. Dit was sommer net 'n gees wat aan jou verskyn het. Hy sê, Paulus, ek wil hê jy moet baie duidelik weet wat vir jou gaan voorlê. Maar ek wil hê jy moet baie duidelik weet, Paulus, as jy bereid is om daai prys te betaal, sal my kinders jare na jou lewe agterkom hoeveel waarde en hoe lief ek vir hulle gehad het. Ja, Here, ek sal gaan. Daar's 'n gedeelte in die skrif van die Here, in 1 Korintiërs, kom ons blaai terug daarna, 1 Korintiërs, hoofstuk 2, en daarvan vers 9 en vers 10. En nou kan jy sien waar hierdie skrif inpas. Hy sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy Gees bekend gemaak. God het dit deur sy Gees aan ons geopenbaar. En ek was bereid om te sit en te sê, Here, openbaar. Maak nie saak of hulle my glo of nie, openbaar, Here. Dankie, Paulus. Want Here, toe jy met my praat, het ek agtergekom, dit wat ek gelewe het, wat ek gedink het vir God lewe, sal ek as drek beskou vir dit wat jy my so pas gewys het. Daar is geen vergelyking nie, Here. En Here, as ek in die Gees daardie koneksie kan maak met U, dan weet ek, as ek dit gaan neerskryf, gaan daar mense, jare na my tyd, ook die koneksie gaan maak, en hulle kan ontdek, Here, dit is die beste wat God vir ons beplan het. Paulus, ek wil weer hê, jy moet weet, sodra hierdie openbarings bekend gemaak gaan word, gaan jy uitgekruid word. Jy het nie by my gehoor nie. Kom ons bly na die boek van Kolossense toe. Halleluja. Paulus sien jy kans, ek sien kans, Here, en dankie dat hy kans gesien het. Kolossense, hoofstuk 1. En ek gaan vir die vers 24 tot met vers 26 en dan vers 28 lees. Kolossense hoofstuk 1 vers 24. Luister wat Paulus sê, asseblief. Hy sê, nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is. Kan jy sien wat sê Paulus? Hy sê, ek gaan vir dit waarvoor God my geroep het, is ek bereid om in my liggaam die prys daarvoor te betaal, sodat hulle die waarheid kan kry. Waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is, in julle belang, om die woord van God te vervul. Sien jy dit daar? Sien jy dit daar?
Met ander woorde, Paulus sê, Here, wat kort kom in die evangelie is ek bereid om 'n prys daarvoor te betaal, om dit bekend gemaak te kry, om te vervul. Die woord van God te vervul. Met ander woorde, praat Here, ek sal dit sê. Praat Here, ek sal dit wys. Vervul die woord, laat die bediening deur my lewe uitgeleef kan word, en ek sal dit bekend maak. Kan jy sien dat iemand voor Paulus dit nie gehad het nie? Dat iemand wat dit gehad het nie bereid was om dit uit te dra nie. Naamlik die verborgenheid wat van eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan die heiliges. Vers 28. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in wysheid onderrig, om wat? Om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Ek wil jou terugvat na die apostels toe. Ek wil jou terugvat na hulle toe. Hulle het gebly by die begin van die evangelie. Hulle wou nie die kinders van God of die volk van die Here vat na die volmaakte posisie waar God hulle wou gehad het nie. Hulle het gebly by die begin van die evangelie. En dit was vir hulle gemaklik, want die Jode ken die leerstelling. Die Jode weet waaroor dit gaan, en daarom bly ons net by dit wat vir ons bekend was. En daarom sal ek my tent opslaan by dit wat bekend is. Maar ek sal bly by die begin van die evangelie, al het Christus ook vir my wat gesê. Solank ek net die bietjie wat ek weet sal uitdra. Paulus sê nee, vir my is dit nie genoeg nie. Ek wil jou volmaak in God kry. Ek wil jou volmaak in Jesus Christus. Ek wil die woord van God aangaande jou redding vir jou volmaak uitspel, sodat jy kan weet waar jy met God staan en waar God met jou staan. Sodat jy kan besef hoe lief en hoeveel ek werklik vir jou omgegee het. Kan ek dit vir jou weer lees? Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Paulus, as jy my in die volheid kan openbaar aan hulle wat na jou gaan luister, dan sal ek hulle plaas in dieselfde plek waar ek is, maar ek het iemand nodig om dit uit te dra. Dink wat ek nou gesê het asseblief. As jy hom kan kry, volmaak in my, dan maak ek van hom dieselfde kind van God as wat ek is. Paulus, as jy hom volmaak in my kry, dan kan my evangelie werklik deur my kinders uitgeleef word. Ek het nie 'n prys betaal, Paulus, om net aan te gaan met dit wat bekend was nie. Ek het 'n prys betaal vir 'n belofte wat God aan die koning van Israel gemaak het. Ek sal jou red met my reddende regterhand.
My reddende regterhand sit aan my regterhand. En die kind wat dit ten volle sal uitspel en dit ten volle aanvaar en ten volle die Christusbeeld sal aanvaar, sal aan my regterhand sit, saam met my op my troon. Paulus, maar hulle gaan jou nie glo nie. Willem, hulle gaan jou nie glo nie. Glo of nie glo nie, dit verander nie die waarheid nie. Ek sê glo of nie glo nie, dit verander niks aan die waarheid nie. En die dag as jy dit besef, dan sal jy die ervaring van my troonkamer geniet. Die dag as jy dit besef, die dag as jy dit aanvaar, die dag as jy ten volle besef waaroor die prys gegaan het, sal jy beleef wat ek beleef. Sal jy ook hê wat ek hê. Paulus, maar hulle gaan jou nie glo nie. Ek wil hê jy moet dit baie, baie duidelik verstaan, hulle gaan jou nie glo nie. Hoekom nie, Here? Want Here, hulle was dan saam met my, of saam met jou. Here, ek het jou nooit in die vlees gesien nie. Hulle het jou gesien. Ek het jou nooit in die vlees gesien nie. Hulle het jou in die vlees gesien. Here, as hulle jou nie glo nie. Met jou hulp, Here, sal ek seker maak, hulle glo my. Blaai saam met my na die boek van Galasiërs toe. Halleluja. Galasiërs hoofstuk 1 en vers 1. Paulus sê, 'n apostel van Jesus Christus, of 'n apostel nie vanweë mense of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader, wat hom uit die dood uit opgewek het. Het jy dit gehoor? Apostel nie vanweë mense nie. Dit wat ek vir jou bring ek nie as gevolg van die feit wat die ander apostels my geleer het nie. Alright? Kom ons gaan daar na vers 11 toe, van dieselfde hoofstuk. Hy sê, maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Kan jy die verband sien tussen vers 1? Kan jy die verband sien tussen vers 11? Nie na die mens is nie. Vers 12. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Vers 16. Om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Toe hy vir my openbaar wie ek werklik is, toe kon ek na geen kerkinstansie toe gaan nie. Ek kon na geen apostel toe gaan nie. Ek kon na niemand toe gaan wat sê hy ken God nie. Ek kon dit aan by niemand gaan en dit as 'n klankbord gebruik om te sê, dis wat ek by God gehoor het nie. Ek kon dit met niemand deel nie. Ek kon met niemand daaroor praat nie. Here, dit was te groot vir my eie gees. Ek kon dit self nie aanvaar nie. Ek moes ook
gaan sekerheid kry. En wat maak Paulus? Vir 3 jaar gaan hy na die berg toe. Want al wat Paulus geken het in sy lewe, is dit wat van God afkom, van die berg af. En daarom gaan hy na die berg Arabië toe, en hy gaan daar, en daar ontmoet hy met God, en sê, Here, wys vir my die vervulling van dit, alles wat jy nou aan my verskyn het, en wys my hoe dit werk. Want Here, daar's niemand op hierdie aarde, met wie ek oor God kan praat, wat hierdie kennis het nie. Want Here, elke skoot as ek met iemand praat, of met iemand gaan praat, gaan hy my terugbring na die berg toe, en daarom wil ek by die berg hoor wat God sê, sodat ek kan weet wat voor lê. En ek moet sekerheid kry, Here. Ek moet sekerheid kry van hierdie ding wat God in my lewe wakker gemaak het, dit wat Jesus aan my verskyn het, is 'n werklikheid. Want wat maak ek, as ek voor die hoofde van die kerk staan? Wat maak ek, Here, as ek voor hierdie slim mense staan, wat alles ken, en sê hulle ken alles, en hier kom ek en ek wys vir hom iets wat nie uit sy kennis kan kom nie, wat maak ek dan, Here? Wel, Paulus, ek sal saam met jou werk, en my genade vir dit is genoeg. Jy sal dit demonstreer, jy sal dit wys, jy sal vir hulle wys, dat jy het by God gehoor. En daarom, Paulus, het ek jou nodig. Jy is die enigste een wat die moed gehad het om mense vir God uit hulle huise uit te sleep en in die tronk te sit. Jy sal die moed hê om hierdie kerkmense in die gesig te staar en te sê, dis wat God sê. En dis wat die woord van God sê. En daarom het ek jou nodig, Paulus. Paulus sê, ek moes my godsgeleerdheid as drek beskou, sodat ek Christus as wins kan verkry. Ek moes al hierdie goed, wat ek by Gamaliel voor die kruis geleer het, moes ek as drek beskou. En dit is ook drek, as ek dit vergelyk met wat Jesus Christus voor die prys betaal het. En nie net daarvoor nie, wat ook sy wil en die einddoel en die eindbestemming vir sy kinders is alles drek. Dit kan nie vergelyk word nie, dit is soos wat hy sê, dit is soos die wet en genade. Daar's nie 'n vergelyk nie. Daar's nie 'n vergelyk nie. Hy sê die wet is so mooi en dit is so pragtig en is goed, maar weet, probeer dit nakom, is reg. Kan nie jou geregtigheid bring nie. Kan nie jou geregtigheid bring nie. En daarom het ek vir jou iets beters. Paulus, hulle sal jou beslis moeilik glo. Galasiërs 2 vers 1. Askies. Paulus sê, toe ek met niemand kon ontmoet nie, toe ek met niemand kon praat nie. Hy sê, toe ek by God self dit uitklaar, Christus se verskyning, deur die Heilige Gees, met God daaroor gepraat het, toe kon ek hier die apostels in die oë kyk. Toe kon ek hulle in die oë kyk, en hy sê daar in vers 2, 14 jaar later, het ek weer na Jerusalem opgegaan, luister met Barnabas en Titus ook saamgeneem. 14 jaar later het ek sekerheid gehad dat ek by God gehoor het en dat ek in staat is om hierdie kerkmense in die oë te staar. En vir hulle die waarheid te wys van waaroor die evangelie werklik gaan. Ek wil u vra vanmôre, asseblief, lees die hele hoofstuk 2 van Galasiërs deur, as jy by die huis kom. Lees die hele ene deur, dan sal jy 'n bietjie insig kry. Maar ek gaan jy daarna vers 9 toe vat. Hy sê, toe hulle merk, luister, toe hulle merk die genade
wat aan my gegee is, het Jakobus en Sefas en Johannes, wat as pilare geag is, my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis kan gaan. Luister, hierdie 3 wat saam met hom op die berg was, sê vir hom, OK, ons het gehoor wat God vir jou gesê het. Die Bybel sê, hulle het slim mense ingevoer in die vergadering, om te kyk of hulle vir Paulus kan ontspoor deur wysheid. Aan die einde van die dag toe sê hulle, OK, ons as die 3 pilare van hierdie Christelike gee jou die toestemming om na die heidene te gaan. In beginsel sê hulle vir Paulus, luister, in beginsel sê hulle vir Paulus, gaan heidene toe dan ons van jou ontsla. Het jy gehoor wat ek sê? Paulus, ons seën jou met die beste, gaan net weg. Want jy is besig om ons godsdiens op te neek. Gaan net weg. Ons seën jou, gaan na die heidene toe. Jy het mos gesê, God het jou vir die heidene geroep, gaan na die heidene toe. Dan is ons ten minste van hom ontsla. Ons as raad het besluit, Paulus, jy kan maar gaan. Ons sal ons seën aan jou toegee, jy kan maar gaan. O Petrus, ons is van hom ontsla, sê hulle. Ons is van hom ontsla. Dankie Here, Paulus is uit ons midde uit. Ek kan dit al in my geestesoor hoor. Dankie Here, ons het Paulus uit ons midde uit. Nou kan ons aangaan met dit wat vir ons bekend is. Dankie Here, Paulus is weg. Ons kan weer van mense slawe maak. Ek sê, dankie Here, Paulus is weg. Ons kan bly by die begin van die evangelie. Here, nou kan ons weer van mense slawe maak. Want Paulus praat goed, Here, wat bokant ons vuurmaakplek is. Hoe sou jy gesê het, good riddance of bad rubbish, ne? Here, hy is weg. Hy is weg. Nou kan ons in vrede die evangelie wat ons ken verkondig. Ons kan maar net aangaan, Here. Ons kan maar net gaan. Maar luister wat sê Paulus in Kolossense, hoofstuk 1, vers 28. Want hierdie ouens, luister, godsdienst diskwalifiseer hulle self van God af. They disqualify themselves. Godsdienst diskwalifiseer jouself van God af. Kolossense, hoofstuk 1. Nou sal jy vanmôre sien wat sê Paulus. Kolossense hoofstuk 1 vers 28. Ek het dit net nou gelees en ek wil dit vir jou weer lees. Hy sê, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Dis my doel, sê Paulus. En die apostel sê, nee, ons moet bly by die begin van die evangelie, maar Paulus sê, dis waarvoor God my geroep het. Dis waarvoor God my afgesonder het, om mense uit die slawerny uit te kry. Sien jy daar? Om mense uit die slawerny uit te kry, om mense kinders van God te maak, wat vry is in die evangelie van Jesus Christus. Jy weet, as ek van jou 'n slaaf maak, en ek hou jou onder slawerny, dan dra ek voordeel van wat jy kan gee. Ja. Luister vanmôre. Mense sal jou dwing om 10de te betaal.
Hy hou jou onder die slawerny van 'n Ou Testamentiese bedeling, sodat hy voordeel kan trek uit wat jy gegee het. Mense hou jou in 'n posisie van slawerny, sodat hy voordeel uit jou kan trek. As jy weet wie jy in God is, en wat Jesus Christus vir jou gedoen het, het jy nie nodig om die ouderling te gaan roep nie. Het jy gehoor wat ek sê? Dan het jy nie nodig om die ouderling te gaan roep nie. As jy weet hoe volmaak jy in God is, dan staan jy in 'n posisie waar jy die predikant en die ouderling nie nodig het nie. Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Baie van hulle wil vir jou die evangelie gee, terwyl hy in 'n verhouding staan wat ver van God verwyder is. Hy ken God net deur kopkennis. Om elkeen in wysheid te onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Ek wil vir u nog 1 of 2 versies lees. Gaan saam met my na die boek van Filippense, hoofstuk 3 vers 9. Halleluja. Filippense, hoofstuk 3 vers 9. Om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Right? Hy sê, en in hom gevind te word, nie met die geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die geregtigheid deur die geloof, of met die geloof deur die geregtigheid, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. In ander woorde, Paulus sê, God het my geroep om vir my te wys dat die geregtigheid wat uit God uitkom, is die geregtigheid wat God aan jou toebedeel het deur Jesus Christus. Om in hom gevind te word. Luister, om in hom gevind te word. Nie met die geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Paulus, ek wil hê, die mense moet weet, dat my geregtigheid is ook sy geregtigheid. Ek wil hê, die mens moet weet, Paulus, dat my geregtigheid is ook sy geregtigheid, want hierdie geregtigheid wat ek beskikbaar stel, is my eie geregtigheid. Dit kom uit myself uit, en daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ek die geregtigheid van God kan word in Christus Jesus. So as iemand my nie kan bring, of as iets jou nie kan bring by die geregtigheid wat God aan Paulus geopenbaar het nie, moet jy 'n vraagteken stel aan die godsdiens. Paulus maak dit baie duidelik, hy sê, God het gegee apostels en profete en herders en leraars en evangeliste vir hulle dienswerk om die heiliges toe te rus, totdat almal kom tot die volle gestalte van die volle grootte van Christus. Wat maak daai? Wat maak daai? Maak jou 'n wurm, my vrou is heeltemal reg. Dit maak jou 'n slaaf. Dit maak jou afhanklik van ander mense in jou godsdiens.
Maar Paulus sê nee, wat God my gewys het en wat ek gewillig is om uit te dra, volmaak in Christus en God se eie geregtigheid, kind van God, in die ware sin van die woord. Ek gaan vir u nog een versie lees. Blaai saam met my na die boek van Kolossense hoofstuk 3. Kolossense hoofstuk 3. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Alright? Vers 9. Lieg nie vir mekaar nie. Het jy gehoor wat sê? Sodat Christus, wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Met ander woorde, die evangelie sê, wanneer ek jou 'n volle gestalte in Christus gekry het, sal hy deur jou lewe geopenbaar word. Lieg nie vir mekaar nie. Wat het hulle gedoen? Hulle het vir mekaar leuns vertel, om te bly by die begin van die evangelie, sodat hulle jou onder 'n juk van diensbaarheid kon hou. Maar Paulus sê, Here, ek is bereid om te gaan. Ek is bereid om te gaan, Here. Ek is bereid om te gaan, sodat julle met 'n nuwe mens bekleed kan word. Ek is bereid om te gaan, sodat julle met 'n nuwe mens bekleed kan word, wat deur die kennis na die beeld van sy Skepper gemaak is. Ek is in vers 9 gesê, lieg nie vir mekaar nie. Vers 10 sê, en julle met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe is, deur kennis na die beeld van sy Skepper. Paulus, sien jy kans? Here, ek sien kans. Maar sien jy kans vanmôre? Om te weet, die beeld van die Skepper God, van hemel en aarde, is beskikbaar vir my en jou, wat bereid is om te glo wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Sy beeld, sy heerlikheid, sy geregtigheid en sy genade het jou bemagtig om dit te kan doen. Amen, amen en amen. Daar's 2 verse wat ek nie gelees het nie, maar prys God. Amen.